Hi daar en welkom weer terug. So in die video gaan ons kyk na ekwivalente breuke weer eens, maar hierdie keer gaan ons kyk na hoe kan 'n mens ekwivalente breuke bereken sonder die gebruik van 'n diagram. Okay. Nou jy het mos al by die skool gedoen, né? Ja. Nou sê gou vir ons, hoe kan ek 'n ekwivalente breuk kry? As jy dieselfde getal vat en bo en onder maal. Hoekom? Hoekom maal jy met dieselfde getal bo en onder? Kom ons kyk gou. Okay. So sê maar nou dieselfde getal is bo en onder, né? Wat gaan dit gelyk wees aan? So wat is 3 gedeel deur 3? 1. En 5 gedeel deur 5? 1. En 2 gedeel deur 2? 1. Eintlik dan maal jy die breuk met 1. Ja. Okay. So ons kan dan nou 1 skryf op verskillende maniere. So 2 op 2, 3 op 3, 4 op 4, enige nommer solank dit dieselfde getal is oor dieselfde getal, hulle is almal gelyk aan 1. En dis hoekom jy maal met dieselfde getal bo en onder, want dit maak dan nou 'n 1. Wat gebeur as ek maal met 1 of as ek deel deur 1? Wat is 22 maal met 1? 22. Wat is 25 maal met 1? 25. Wat is 47 maal met 1? 47. Okay, so wat gebeur dan nou as ek maal met 1? Dit bly dieselfde. Die getal bly dieselfde. Ja. Yes, okay. Wat van as ek deel deur 1? Okay, kom ons kyk gou. Wat is 60 gedeel deur 1? 60. Wat is 27 gedeel deur 1? 27. So wat gebeur as jy deel deur 1? Dit bly ook dieselfde. My word! Okay. So kom ons gaan gou weer deur dit. 1 kan geskryf word op verskillende maniere, right? En as ek maal en of deel met 1, dan bly die getal dieselfde. So wanneer ek dan nou 'n breuk het en ek vermenigvuldig hom met 1, al wat gebeur is ek vind 'n breuk wat eintlik gelyk is aan daai breuk, want as ek maal met 1, wat gebeur? Dit bly dieselfde. Dit bly dieselfde. So met ander woorde, ek vind dan nou 'n ekwivalente breuk. Wait guys, dit is een gou vir wys op 'n berekening hoe jy nou eintlik dan nou as jy net maal met dieselfde getal bo en onder, aan die ander woorde maal met 1, dan kry jy dieselfde breuk. Nou, ons gaan nou weer gebruik maak van die diagramme wat ons net nou gebruik het. En dan gaan ek vir jou wys hoe ons eintlik hy breuk gevat het en gemaal het met 1. Okay? Are you ready? Yes. Ja, let's go. Yes. Onthou, dit was 'n derde en dis die ekwivalente breuk van 'n derde, right? Ja. Dit is 'n derde, dis die ekwivalente breuk van 'n derde, right? So, as ek nou kyk na die nommers hier onder, moes ek 'n derde vat en ek moes hom vermenigvuldig met 1 om daai te kry. 'n Derde vermenigvuldig met 1 kry jy met die ekwivalente breuk, right? So, wat jy nou gaan doen is jy gaan vir my nou sê, dit is 'n derde maal met wat was 1 gewees? Okay? Onthou jy kan 1 op verskillende maniere skryf. Okay. Ja. Correct. Hoe gaan sy weet? Sy kyk na die nommers onder. Ja. Okay? So hoe het hy 3, 'n 2, 'n 6 geword? 3 maal met wat? 3 maal en 3. Ik bedoel 2. Nigo. 2, right? Ja. In ander woorde het gemaal met 2 bo en onder. Okay, ja, maal Yes. en 2. So is 'n derde maal met 2 op 2. Ja. En 2 op 2 is dan jou 1. Een. So 3, hy moes 'n 12 wees. Ja. Okay? Onthou ek het 'n derde gevat, gemaal met 1 om daai te kry. Okay. So 3 maal met wat gaan vir jou 12 gee? 4. Kry. So wat moet 1 wees? Hoe is 1 geskryf hierso? 4 op 4. Kwai, let's get going. Ek doen die 5, jy doen die derdes. Okay, Right, toe, jy gaan ons. Kykie, maak dit lekker man. Bo en onder, né? Sien so skryf ek, kykie. Soos hy, ek wil dit kan sien. Okay? So mooi netjies. Die boonste moet lekker bo by mekaar wees, onderstes lekker onder mekaar. Okay. Okay? Ek like dit nie. Ja, sy moet mooi kan sien. Boonste maal met mekaar, dis daai, onderstes maal met mekaar is daai. Sien jy? Okay. Dan, wat doen sy? Plus maal minus deel? Maal. Skryf maal in asseblief. Hoe maklik is die? So maklik. Kykie, so ons weet nou hoe om ekwivalente breuk te kry deur te maal met 1. En ons het gebruik gemaak van hierdie diagram om vir jou te wys hoe om dit te doen en toe ons weer agterna gewys hoe jy eintlik gemaal het met 1. Okay? So
Great stuff, probeer dit nou in die boek. So wat sy nou gaan doen is, ons het mos nou hierdie diagram nog gebruik, nie? En toe is vir jou gewys, hoe sy die eindelike breek gaan vat en sy maal met 1, dan kry sy die ekwivalente breek, okay? Die breek maal met 1 kry die ekwivalente breek, right? Nou, in jou boeke gaan jy kyk na bladsy 30, as jy graad 6 is, dan gaan jy kyk na bladsy 30. Okay, kom ons kyk gewoon na die oefeningkie. Okay. Nou, jy sal oplet, daar is groen en groen, okay? So nou fokus op die groen blokkies eerste, okay? Ignoreer die middelste. So kyk vir my na die helfte daar, okay? En as ek kyk na my eerste nommer is hy 'n 8. So 2 maal met wat moes vir my 8 gee? 4. So 2 maal met 4 bo en onder onthou want dit is jou 1, okay? So, nou gaan sy vanaf die na jou eindelike ekwivalente breek. So, 1 maal met 4 is 4 en 2 maal met 4 is 8. So die twee groenetjies is jou ekwivalente breuke. Alright? Nou, jou antwoord is 4 op 8. Die som is, sy het al klaar 1/8. Plus, hoeveel 8's gaan vir jou 4/8 gee? 1/8 plus 3/8 is 4/8. Okay? Kom ons kyk gewoon na B vir nog 'n voorbeeld. Weer eens fokus op die groen. Okay? So, jy het 'n halwe en jou nommer is 'n 14. So met ander woorde, 2 maal met wat moes my 14 gee? 'n 7. 7 bo en onder. Right. So ek kyk na die. 1 maal 7 is daai 7 bo. 2 maal 7 is daai 14 na onder. So my antwoord is 7/14. Right. Nou sê die som in die middel. 1/14 plus hoeveel 14's gaan vir jou 7/14 gee? Jy moet hê 6/14. So vir die res van die somme gaan hy vir my kyk, die 2, hy moet 'n 10 word. So ek moet maal met wat? 5 bo en onder en ek wil hê jy vir my daai wys, okay? Maal 5 maal met 5. As jy kyk na die volgende bladsy, is dit dan nou ekwivalente breuke van derdes, okay? So ek het nog gehighlight die eerste enetjie en die laaste een. Fokus eers op daai ekwivalente breuke, okay? Nou jy gaan hierso en vind vir my die ekwivalente breuk eerste. Dan doen sy die som. Wys my asseblief daai stukkie daar is nie regtig baie spasie nie, maar ek wil dit daar sien, is belangrik dat jy weet wat jy mee gemaal het bo en onder. Jy sal dan dieselfde vind hierso, onthou hierdie groen en daai groen, hulle twee is ekwivalente breuke, doen eerste daai 2, dan kyk jy na die som hierso in die middel. Okay, ek het vir jou daar gewys, weer eens, ek wil sien wat jy maal, okay, jy fokus dan nou, hoe het ek van die 4 tot op die 8 gekom? 4 maal 2 is 8, so ek doen dit bo ook, 3 maal 2 is 6 daarbo. Okay, maklik, né? Super maklik. Okay, cool, so dis al vir vandag. Baie dankie dat jy ingetune het. Ek gaan nou vir jou aanraai om al hierdie bladsy-nommers te doen. As jy dit al reeds gedoen het, doen dit vir hersiening of gaan dit weer deur dit. Ek is baie seker dit gaan ook baie makliker vir jou wees, né? Ja. Dit is makliker, né? Dit is makliker. Baie makliker. Okay, cool. Sien jou in die volgende les. Bly by hulle! Okay. Oh, nee! Zo den feit dat ik drauf ja. Ik heb een plan van rollen. Zeg je? Ja. Okay, so